praat van nog voëls, ek dink een van die gewildste voëls wat ons het is die sekretarisvoël. En dan een van die minder gewildes is nou seker ons Hadidas, maar hulle het seker ook 'n rol wat hulle in die omgewing moet speel. Maar en watse tipe bome gebruik sekretarisvoële vir broeiseisoen as hulle? Okay, ek kan miskien eers sê, julle weet natuurlik dat sekretarisvoël is ons Suid-Afrika se heraldiese wapen. Weet jy van wetenskap? Dis atome wat skud en draai. Weet jy van wetenskap? Van sterre tot jou slim voorskerm. Weet jy van wetenskap? Van selle tot die wolke boe. Weet jy van wetenskap? Let's go! Welkom terug by Weet jy van wetenskap? Maar vandag Hadidas, dames en here, maar veral Hadidas vandag, want ons het 'n baie spesiale onderwerp waarvan ons gaan gesels. En ons het 'n gas waaroor ek baie dankbaar is wat vandag hier is, meneer Dawie de Swart. Sal meneer wil voorstel aan die mense? Ek sal baie graag wil. Ek is Dawie de Swart, ek is voelkundige by die Nasionale Museum in Bloemfontein. Ek het so amper 38 jaar gelede die ou Transvaal geruil vir die Vrystaat en Bloemfontein toegekom toe 'n geleentheid op my pad kom. Ek het groot geword in Leidenburg in Mpumalanga wat vandag bekend staan as Mashashini. Mashashini beteken die plek van lang gras. So basies my voelbelangstelling het in Leidenburg begin. My ma se neef het hulle plaas gekoop in Leidenburg. Was basies 3 families, die van Rooyens, Breitenbachs en Marais. So my ma's die Marais kant en my ma se neef die Breitenbach het toe die plaas gekoop en van skooldae af het elke vakansie dan het ek gaan voëls kyk, of is ek plaas toe en dan het ek tussenin voëls gekyk. En soos enige boer was my oom baie oplettend oor voëls, dan vertel hy my die stroupante, of hy vertel my die sekretarisvoëls broei, en al sulke goeters, en toe aan die einde van die dag, toe het ek natuurbewaring gaan doen, by die ou TPA natuurbewaring op 'n reservaat buite Pretoria gewerk, en ja, toe kom die geleentheid hierso op, en toe is ek Bloemfontein toe. En vir hierdie episode se Premium Blonde Oomblik wil ek graag vra, ek hoop dat ek spreek dit nou reg uit, ornitologie. Hoe sal u dit definieer? Ornitologie is basies die studie van voëls. So die ou wat die navorsing doen op voëls, soos ek by 'n museum, is 'n ornitoloog. Is baie min professionele ornitoloë in Suid-Afrika. Die meeste van hulle is werksaam by museums en baie van hulle is privaat konsultante wat impakstudies doen en miskien ook by universiteite, maar dan is hulle aandag verdeel tussen klas gee, laat studente projekte doen op voëls en so. So ornitologie in kort Afrikaans is die studie van voëls en alles wat daarmee saamgaan. En ek weet julle het by die museum verskillende versamelings van voëls. Nou iets waarvan ek praat, kan ons 'n bietjie gesels oor die waarde daarvan, nie net vir die museumbesoekers nie, maar ook vir museumnavorsers. Ja, kyk, soos elke museum collect mos, soos ek kyk altyd op Fiesta en hy TV-programme waar die ouens hulle versamelings wys van reptiltreie tot karre en karretjies en so Nasionale Museum het ook elke departement se eie versameling. So ek is verantwoordelik vir die museum se voeltjieversameling. Ons hoofversameling waarop ons nog steeds werk is basies wat ons noem studievelle en wat opgestopte voël is, maar dit is nie gemonteer soos 'n gemonteerde voël wat jy in die uitstalling sal kry nie. En hulle word basies gebruik vir navorsing deur mense van universiteite in Suid-Afrika en oorsee. Ons kry gereeld versoeke vir lenings wat hulle die voëls wil bestudeer, want hulle wil die vere drag bestudeer, want kyk, die hele ekologie van die voëls van nat na droog
verskil een spesies. Die een in die Vrystaat lyk anderster as die een in Namibië, so hy lyk anderster, sy veer is miskien ligter en so aan. En dan het ons ook ander kleiner versamelingkies, ons het 'n eierversameling, ons het 'n nesversamelingkie, nie baie groot nie. Ons het jare terug begin met 'n ektoparasietversameling, omdat ons baie voëls versamel nog, wat ons spesifiek vir die studievelle gebruik en die alkohol. Ons het op 'n stadium alkoholeksemplare gedoen, ons doen dit nie meer baie nie. En die skelette het die voëls ektoparasiete op hulle soos bosluite, myte, veermyte, veerluise en selfs van geringde voëls wat ons ring vir navorsingsdoeleindes, kry jy die ektoparasiete op hom en daai is 'n aparte veld vir 'n parasitoloog tipe ou om op die ektoparasiete van die voëls te werk. So byvoorbeeld ons versameling is relatief klein. Ons is nie so groot, ons voeltjieversameling is nie so groot soos Durban Museum of die Ou Transvaal Museum, wat vandag dit Song Museum is nie. Hulle praat van type specimens, aan woorde tipe eksemplare, die voël of die insek wat die eerste keer beskryf is vir die wetenskap. Die museums in Suid-Afrika wat meer ons voëltype specimens het of die tipe spesies het, is Transvaal, is dit Song Museum en Durban Museum en van die ander museums. Maar ons het redelik en ons getalle is ook minder. Ek bedoel Durban Museum as 'n korreksie is, hulle praat van 20.000 studievelle of dit Song Museum. Ons sit met 5.000 studievelle of 2.000 skelet-eksemplare. Die voordeel is, ons versameling is Vrystaat verteenwoordig en dit word gebruik deur konsultante, die ou doen wat gebeur is dat 'n voël vlieg in 'n kraglyn vas en hulle moet kyk of die kraglyne veilig is en dan moet Eskom kom om die kraglyne te beveilig en tel hulle die bene onderop, dan kom hulle na ons toe om die bene uit die skeletversameling te identifiseer, om te sê hierdie is 'n breekop-arend, hierdie area moet veilig gemaak word. En die voëls word ook gebruik, ons hou baie aktiwiteite soos internasionale museumdag, dan nooi ons die publiek uit, dan wys ons hulle ons versamelings, die behind the scene tours en dan wys ons vir hulle die voëls wat die publiek nie normaalweg sien nie en hoekom versamel ons. Dis nie net voëls wat in blaaie lê en stof vergaar nie, hulle word gebruik. En die tipiese dag van 'n ornitoloog, watse tipe navorsing word daar op die meeste gefokus? Ons is gelukkig by die museum, ons kan ons navorsing doen op die onderwerp waarna jy belangstel. En ons navorsing is basies gesplit tussen twee, so meeste van die ouens, veral die entomologie ouens en die ouens wat met insekte en spinnekoppe werk en reptiele werk, baie van hulle se navorsing is op die versameling self en in my geval met voëls is baie van my navorsing fisiese projekte om voëls te vang vir beringingsstudies, om wat ons noem biometriese data te versamel. Baie min inligting is bekend oor voëls. Ons sit nou op die stadium met Roberts 8 wat gelink is met Birds of the World en opdatering van spesietekste en so verbaas hoe baie inligting benodig ons van sekere voëls. So in my geval het ek oor die jare projekte gedoen van gedragstudie op die witvlerkkorhaan. Daai tyd het ons dit nog genoem die swartkorhaan. Ek het projekte gedoen, my kinderdae projek was op die rooiborssuikervoël en dit was gelukkig ook gelink met Jan Groentjies en toe ek in die Vrystaat kom, toe sien ek maar hier is Jan Groentjies in Bloemfontein, het gebeur toe dat hy Jan Groentjie in 'n huis in Ficksburg invlieg in 'n huis en die vrou sien maar die voël is gering en toevallig my vorige uitsoudie die voël gering in Palliser, toe kom ons agter maar daar's 'n beweging tussen Bloemfontein en Oos-Vrystaat Lesotho.
toe begin ek 'n projek op jaggroentjies. So oor die jare dan besluit jy om 'n projek te doen. Die einde van die dag se doelwit is om natuurlik beide populêre artikels te publiseer en natuurlik navorsing publikasies ook te doen op die voëls. En dit word dan weer gebruik in boeke en veldgidse, kan daai inligting ingekorporeer word en so. En dan terug na voëlberinging toe, hoe presies werk daai proses? Nie enige persoon kan voëlberinging doen nie. Jy moet 'n sekere opleiding kry om voëls te bering. Ek onthou toe ek my suikervoëlprojek wou begin, toe ek nog jonk was en toe ek my diploma natuurbewaring gedoen het en agtergekom het toe ek wil 'n projek op hierdie voëls doen, want wat gebeur het, my oorlede pa kom van George af in die Wes-Kaap en altyd my ouma gaan kuier. En dan ry ons met die Mosselbaai trein af soontoe, dan kom ons terug Leidenburg toe en dan plant hy koop hy proteas in die kwekerye en dan plant hy dit in ons tuin. En so gebeur dit hier by 1980 dat hierdie voëls nou die blomme besoek. Kaapse proteas blom in die winter en want dis fynbos spesies, winterreënval. En op daai stadium ek begin belangstel in voëls en hierso is die suikervoëls wat maak julle hier? Gaan julle volgende jaar terugkom? En my doel was om 'n beringingprojek op die suikervoëls te doen. So dat eers begin met 'n amateurprojek, maar om die projek te doen, moet jy behalwe dat die opleiding wat jy moet kry om vandag gesit, jy moet 500 voëls ring, saam met 3 of 4 persone. So hulle moet gelukkig wees oor jou beringing tegniek, nette opsit, voëls uithaal, en dan kan jy kwalifiseer vir jou provinsiale permit. Die permit wat jy by natuurbewaring kry, is net om te sê, jy mag die voël vang. Hulle belang is nie regtig die beringing aspek nie, maar hulle belang is om te sê, jy mag die voël wettig vang en dan weer laat gaan as jy klaar met hom is. En so toe ek by die museum kom, toe gebeur het later dat ek 'n projek kon registreer op die suikervoëls as 'n amptelike projek by die museum en ja, oor die jare ander projekte. Ek dink omtrent al my projekte oor die jare was gekoppel aan voëlberinging tot vandag toe nog. En gepraat van suikervoëls, hulle mos gekwalifiseer as wat ons noem moeilike voëls. Hulle en ek dink klipkoesters en ja, ek was nou baie braaf om moeilike spesies te kies vir my projekte. Rooibos suikervoëls verskil van die Kaapse suikervoël wat jy in die fynbos kry. Hulle is 'n Drakensberg spesie. So as jy eendag deur Golden Gate ry en jy ry na Poedelitsaba toe, dan gaan jy daar verby Protea Corner as jy met die passie daar afgaan. En hulle is geassosieer met die silwer protea of Protea rupelia. En die proteas kom in clusters of in groepies in die berg voor. En wat hulle nog meer interessant maak is, hulle kom nie op plekke waar jy sommer met jou kar kan klim en jou nette opsit en jou kar is 200 meter van jou af nie. So jy moet in berge en dale afstap om jou nette op te sit, paaltjies oor die skouer, rugsak met jou beringing uitrusting, en dis wat ek gedoen het in Leidenburg, dat ek fisies in die berge geloop het, en ook toe ek my jaggroentjie projek gedoen het in die Vrystaat, was die geleentheid daar om ook op die rooibos suikervoëls by wat vandag deel van Golden Gate is, die ou Kwakwa Nasionale Park en Sterkfonteindam Natuurreservaat in die berg op die eskarp van die Natalgrens. So jy moet stap, en toe my ander belangstelling en die ander voëls was ook voëls wat moeilik is om te vang, want jy wil jou studievoël wil jy vang, maar jy wil hom lewendig hê, jy wil hom nie doodmaak. Dit is maklik om hom op ander metodes in die hande te kry, want my projek in Leidenburg was juis vang en hervangs, want ek wou weet, die suikervoël wat ek in die dorp gekry het, gaan hy volgende jaar terugkom dorp toe, en waarheen gaan hy in die berg? En my projek het die teendeel bewys, dat toe ons begin ring het in Leidenburg, het ons suikervoëls in die ou Gustav Klingbeil Natuurreservaat gekry,
plase teen Longtompas het ons hulle gering en gekry, en dan die winter later, want dan blom die Kaapse Proteas mos in die dorp, jou kraansalwyne in die dorp blom ook in die winter, by die ou Visserye Instituut, dis vandag die Lydenburg produksie eenheid, en daar het ek die voëls in die winter gering, en dan kry ek hulle in die wintermaande daar. So, dit was die hoofdoel. En ja, en soos die Karoo en Drakensberg langstertjies, wat ek weer 'n projek in die Vrystaat gedoen het, sy doel was ook om bloedsampels te maak vir DNA-studies met medewerkers in Amerika. Maar hulle is nou in Ouhoudveld en ander habitatte, so jy sien die voël daar, so jy sien hom daar op 'n plek, en sê, okay, hy is daar rond, sit die nette op, en jy hoop maar jy vang hom. En toe het ek begin tegnieke gebruik, om klank te gebruik, om hulle uit te lok na die nette toe, en op daai manier die meeste van die voëls ook so gevang, en dan gering. En ja, en die klipkoesters, hulle, ek was vanoggend by Kloofeind gewees, buite Bloemfontein, as jy Kimberley toe ry, kyk sommer net so links daar by Kloofeind, daai Styelberg daar, daar lê baie van my bloed daar, as jy teen daai berg geloop het, soos ek geval het en alles, van dis letterlik in daai kliphabitat waar hulle voorkom, want klipkoesters hou weer van daai berg kliphabitat, en met die grasveld wat tussenin is, en dis waar hulle nes maak. En ja, so, maar aan die einde van die dag, getuig die publikasies van paar jaar, of 'n paar jare se harde werk, dit was daarom die moeite werd om te doen. Klink asof dit 'n gevaarlike proses ook kan wees nogal. Ja, nee, kyk, dit is as jy moet maar vasbyt, ek bedoel, jy kan jou bene nerf val, ek het al my knie in enkels nerf geval, veral met die klipkoesters, want ek het ook my projek, daar is isoleerde populasies in die Noord-Kaap, by Tswalo Kalahari en by Groblershoop. My klipkoesterstudie was meer op behalwe dat dit 'n gedragstudie was, maar hy het toe later oorgegaan na klankstudie waar klankopnames gedoen het en die klanke geanalyseer het, en hulle noem in Engels, sê hulle praat van dialekte in die voëls, soos met mense. 'n Persoon in die Weskaap se stem klink anderster as 'n ou in Bloemfontein. So, die een klipkoester by die Bloemfontein, sy roep, wat jy by Groblershoop kry, of by Tswalo Kalahari, by Kuruman kry, sy roep klink heel anderster, en nou wat oulik is, as jy nou die klankopname met musiekprogramme speel, soos Audacity of Raven, dan sien jy die sonogram, want klipkoester se roep bestaan uit twee dele, hy het 'n fluit, en dan het hy 'n trillende deel van sy roep. En daai trillende deel van sy roep is waar hulle individueel tussen populasies verskil. En ons dink dit is oor die jare se evolusie, want die voëls is op 'n eiland, hierso by Kloofeind is daar 'n populasie, en as jy suid gaan op Jagersfonteinpad, is dit vlaktes grasveld, dan staan niks, dan kry jy die volgende bergreeks, dan gaan jy bietjie meer oos na Reddersburg toe, dan kry jy Bilberg, dan is daar weer van hulle, dan is daar weer vlakte tussen, en so die voëls geïsoleer, en daai populasie wat daar is, het sy eie roep of dialek ontwikkel. En dit was die klankprojek wat ek toe ook op die klipkoesters gedoen het. So, ek dink nie mense dink daaraan dat dit klanke is wat mense help verskillende voëls identifiseer nie. En dis nie net in die suikervoëls nie, in die klipkoesters nie, dis eintlik in al die voëls. Jy kry 'n voeltjie wat in die Vrystaat ook voorkom, die ruigtesanger. Hy het 'n tipiese trillende roepie, en ek het van my klankopnames wat ek gekyk het, die van Harry Smith en van Golden Gate, se roepe verskil van voëls by God's Window. En as jy as 'n leek kyk na die sonogram,
dan kan jy die verskil sien, want die spasiering tussen die streepies van die roepklank, daai chi-chi-chi, trrr gee hy, so daai trrr klankie wat hy gee, kan jy duidelik sien, die ene van sê maar van Misty Mountain by Sabie, verskil van die ene by Harry Smith. En dit is in alle voëls is dit eintlik so wêreldwyd dat in spesies die klanke, so dit gaan oor individuele variasie ook. Dit gaan nie net oor in die spesies se variasie tussen populasies nie, maar dit gaan in variasie tussen in die individuele voël. Om 'n ander voorbeeld te gee, van die sogenaamde langbek leeuwerikke was destyds net een spesie. En met die hulp van museum voël eksemplare het die ouens navorsing gedoen van Fitzpatrick Instituut, Universiteit van Kaapstad, het hulle navorsing gedoen in hulle die studievelle van die langbek leeuwerikke, want dit was net een spesie, langbek leeuwerik, en die roepe van die verskillende populasies, Oos-Vrystaat, Mpumalanga, in die Karoo, Noord-Kaap, en in die Weskus, en Agulhas, daar by Mosselbaai, toe het hulle publikasie geskryf, en al die langbek leeuwerikke is geskei in aparte spesies. So ons praat van die oostelike grasbank, ons praat van die oostelike grasveld leeuwerik, ons praat van die Karoo langbek leeuwerik, ons praat van die Agulhas langbek leeuwerik en so aan. Die hoofveld klappertjie, wat baie bekend is in die Vrystaat, hy vlieg mos op, dan klap hy sy vlerk, dan wissel hy, en dan kom hy af, dan fluit hy, klap hy sy vlerkie so. En hulle, dit was dieselfde storie, toe is hulle ook, die Wes-Kaapse hoofveldklappertjie, is 'n aparte spesie, en die ene wat ons in die Vrystaat en die res van die land kry, aparte spesie. Gepraat van nog voëls, ek dink een van die gewildste voëls wat ons het is die sekretarisvoël, en dan een van die minder gewildes is nou seker ons haridas, maar hulle het seker ook 'n rol wat hulle in die omgewing moet speel, maar in watse tipe bome gebruik sekretarisvoële vir broeiseisoen as hulle? Okay, ek kan miskien eers sê, julle weet natuurlik dat sekretarisvoël is Suid-Afrika se heraldiese wapen, en sekretarisvoël is 'n red data spesie in BirdLife Suid-Afrika, waarmee ek saam met hulle ook werk op hulle projek, is besig met 'n projek om hulle te monitor, neste te monitor, omdat hulle grasveldspesie is en in drade vasvlieg en so aan. So sekretarisvoëls maak dit vir jou moeilik om sy nes dop te hou. Hulle gebruik doringbome, blinkblaarwaggebietjie bome, doringbome, jou gewone soedoring en ander doringbome, swarthaakbome, maar hulle sal ook olienhoutbome gebruik as nessites, veral in die Bloemfontein area, en die hoogte van die nes kan tussen 3 meter en 6 meter wees, en die neste wat ek oor die jare dopgehou het, moet jy letterlik met 'n leer opklim, en dan moet jy met 'n skaapsker of 'n snoeisker eers die blinkblaarwaggebietjie se takke bietjie wegknip, net om 'n pad oop te maak om by die nes te kom, want die idee is, wat BirdLife ook doen, is om die kuikens te ring, so jy haal die kuiken van die nes af, en dan sit hulle satelliet senders op die voël, en dis hoekom ons vandag weet dat 'n sekretarisvoël kuiken wat sy nes verlaat, minstens vir 'n volgende maand of 2 in daai nesarea rondbly, voordat hy wegbeweeg, of sy ouers hom los, en hy gaan op sy eie, en hy vlieg weg in daai. En daai aspek gebruik voëlkonsultante vandag as 'n belangrike indikator vir windplase en solarplase. Voor daai ontwikkeling gedoen moet word, dan moet die konsultant eers gaan kyk, is daar geskikte nesbome? Dan sê jy vir my, ja, maar enige boom kan 'n geskikte nesboom wees. Ek het in 1989 op Jagersfonteinpad, toe ek my Koran gedragstudie gedoen het, was ek gelukkig dat op dieselfde plek
plaas so 800 meter in die veld in, het 'n sekretarisvoël nes gebroei in 'n blinkblaarwige bietjie bos, en ek het ook so tussenin, as ek die korane dophou, dan het ek eers voor my besoeke die nes gemonitor en alles. En verlede jaar Desember toe kry ek 2 neste wat ons dopgehou het, en die een nes was in daai spesifieke boom na amper 35 jaar. So 'n mens kan nie sommer net sê, hierdie boom sal nie 'n sekretarisvoël nesboom wees nie. Die kans is goed, want hulle hou van 'n boom wat 'n digte bos 'n boomkruin het, en veral doringbome wat sterk en ryg is, waarin hulle sal nes maak. En hulle begin gewoonlik nes bou hierso by Junie-Julie se koers, en dan begin hulle te broei en alles. Die eiers broei so uit na 40 dae, en die kuikens kan tot 3 maande in die nes sit voordat hulle die nes verlaat en nog 'n wyle in die nesarea vertoef. En hierdie monitering, dit klink ook asof daar potensiaal is vir bewaring deur dit te doen. O ja, dit is absoluut. BirdLife se hele missie is bewaring. Ons by die museum is ook betrokke by bewaring, soos hierdie sekretarisvoël projek wat ek doen. Doen ons ook bewaring, want ons doen byvoorbeeld die nasionale voëlatlas. So ek versamel data van voëls op 'n app wat ons deesdae gebruik om die data aan te teken, wat ons na die voëlatlas se website stuur, SABAP 2, en daai inligting word gebruik deur navorsers om navorsing te doen oor voëls, en veral, ons het vroeër gepraat oor die Indiese spreeus wat vandag so volop is. Ja. Toe Suid-Afrika jare terug in 1987 die eerste atlasprojek begin het dit na 5 jaar opgehou. Toe was daar klein projekkies tussenin, en toe begin hulle met die tweede voëlatlasprojek. So die idee van die tweede voëlatlasprojek is 'n langtermyn, want die navorsers wil weet hoe die voëls inbeweeg en uitbeweeg oor tyd. So dis nie net van habitatbeskadiging nie, maar is ook oor jou droogte en nat periodes, jou bome. Onthou, veldbrande word nie vandag soos natuurlike brande, sê maar hierso in Bloemfontein, Nyvel Hill, botaniese tuine, daar kom nie meer veldbrande voor nie. So die bome raak digter, so sekere voëls beweeg in en sekeres beweeg uit. En Bloemfontein is 'n goeie voorbeeld. Sekere woonbuurtes waar ek bly in Vleerdal, het die bokmakieries die pad gevat. Hulle is skaars, maar kom ek in 'n sekere ander area in naby 7 damme, dan is daar weer baie bokmakieries. Laksmanne ook. Laksmanne hou van 'n oop savanna tipe habitat. Hulle hou nie van digte bome nie, want hy soek 'n plek waar hy kan sit om sy prooi te vang in daai. So die atlasprojek en die museum, ons navorsing wat ons doen, ons veldwerk wat ons doen op voëls, doen ons omtrent alles. Ons ring voëls, ons versamel voeltjies vir ons versameling, ons doen die atlasdata. Iemand kan my vra vir 'n voëllys vir 'n sekere area, en ek kan daai data trek en ek kan sê dis die voëls wat hier voorkom of wat jy moontlik kan verwag en alles. Kan ons gou vir 'n oomblik teruggaan na die suikervoëls toe, want ons het iets gepraat van proteas en hulle het 'n assosiasie met proteas. Hoekom is proteas vir voëls so belangrik? Okay, ja, dit is 'n baie belangrike een wat ons vergeet het om te sê. In die geval van rooibors suikervoëls, die protea nektar van die protea blomme, wat hoofsaaklik 'n piekblomtyd het in die somermaande, en dit is toevallig die rede hoekom die voëls in die wintermaande wegbeweeg het van die kloof. Wat in Leidenburg se geval is, hulle het in die klowe afbeweeg, in die dorp gekom, so daar was nektarbronne. Maar as dit nou weer somer raak, dan vlieg hulle weer terug na die berge toe, en hulle gebruik die protea bome as hulle nessites. Soos die Wes-Kaapse proteas, die Kaapse suikervoëls, die Wes-Kaapse proteas gebruik ook om te broei, so gebruik die rooibors suikervoël op die Drakensberg Escarp die protea bome vir hulle
om te broei. So wat baie interessant is, die protea, die suikervoëls maak hulle nes in 'n ou blomhoofie waar 'n ou protea blom was en die nuwe takkies uitgroei, maak hy sy nes met hierdie fyn takkies, heide tipe takkies maak hy sy nes. En hy gebruik die ou protea blomme se sade, lê hy die nesie uit vir sy eiers. En ek dink persoonlik, die suikervoëls gebruik daai nessade as 'n tipe van verspreidingsagent vir die nessade, want hy gaan haal die sade hierso en hy bring hom na hierdie spesifieke boom toe. So wat nou gebeur het, hy het klaar gebroei en die kleintjies vlieg en alles. Raak winter en veldbrande kom deur. Veldbrande is 'n baie belangrike indikator vir proteas. As die gras te lank is, dan brand die bome dood. So jy moet jou veldbrande moet jy reguleer. En daai sade van die silverprotea, hulle groei nie soos die Kaapse proteas wat hulle in Engels noem re-sprout nie. Die kleintjies begin opkom met die saadbasis. Dis die een belangrike ding. So die protea se nektar is vir hulle hoofvoedselbron en hulle gebruik die proteas as 'n nessite. En dan 'n ander een van my studie het ek gekyk na hulle dieet en voedinggedrag. So ons weet ook, hulle en die Kaapse suikervoël in die Kaap, ons weet hulle benut die insekte wat in die proteas voorkom, benut hulle ook. Want die suikervoël sit op die protea en hy druk sy snavel en sy kop tussen die blom se blaartjies, kan jy maar sê, in die blom waar die nektar is, en hy neem dan die nektar op, en dan is daar insekte in die proteas wat daar voorkom, en hy neem die insekte op. Klein kewertjies wat voorkom, vliegies, bye. Ek onthou ons vorige entomoloog, ek het 'n paar suikervoëls versamel vir maaginout-analises, onder permitte en alles, en ek het van die protea blomme versamel vir hulle insekte. En hy kom toe baie opgewonde na my toe, en daar's 'n spesifieke snuitkewer insekkie, hy is so bruin, Tanaus sanguinus is sy wetenskaplike naam, en hy is baie opgewonde en hy sê die kewertjies kom in die protea voor en is in die suikervoël se maaginout gekry. En so ons weet die suikervoëls benut die proteas, maar is nie te sê dat hulle regtig sal gaan om insekte uit die protea te vreet nie. Baie keer kan dit gebeur dat hy toevallig 'n insek, as hy sy snavel in die blom indruk, dat hy miskien toevallig 'n insek sal vang of inneem. Ek het byvoorbeeld toe ek op Technikon is, het ek my gedragstudie gedoen vir my een projek op die suikervoëls by 'n site buite Leidenburg, en hulle sit ook op die protea bos, dan vlieg hy in die lug, vang 'n insek uit die lug, 'n vliegie, dan gaan sit hy op die protea. En selfs bye het ek gesien in die dorp waar hulle die bye die alwyne besoek. Ek is al 'n paar keer deur bye gesteek, omdat my nette by die alwyne is. En dan sien ek, dan vang hy 'n by, dan maak hy soos 'n byvreter, dan slaan hy die by op 'n takkie om sy angeltjie uit te kry. Byvreters doen dit, want byvreters se hoofdieet is bye, so dan het die suikervoël dieselfde gedoen. So hulle benut definitief die insekte in die proteas, en die nektar, en natuurlik alles wat beskikbaar is in die omgewing. Die klowe het hierdie bakhoutbome, dis so rooi blom, hulle benut daai blomme. Daar's alwyne wat sekere tye van die jaar in die berg blom. Vuurpyle, gladiolus, al daai tipe plante. So suikervoëls is baie opportunisties, en jagroentjies. Hulle is baie opportunisties. As 'n nektarbron klaar is, en dit dan beweeg hulle, en dis hoekom selfs in die Vrystaat, my jagroentjie projek, het ek gesien dat hulle beweeg van plek tot plek, omdat 'n sekere nektarbron, jy kan byvoorbeeld botaniese tuine van nou af tot Mei, Junie, wanneer die wille daggas blom, kan ons daarop. Nou in die winter blom alwyne in die stad, dan sal die jagroentjies in die alwyne wees, en dan in die somermaande, dan is hulle minder in die stad, maar hulle is tog in die omgewing in die rande in daai. So ja, suikerbekkies en suikervoëls
proteas en alwyne, nektar is baie belangrik vir hulle. Ek gaan praat van blomtyd en suikervoëls. As ons terugkom na die Leidenburg projek toe, hoe het daai ingesluit daarby, die blomtyd van plante? Dit was hoofsaaklik, my vraag was, die voëls in die dorp gekry, ek het een keer gelag van my ma. Toe sê ek, wat soek hierdie voëls hier? Hoekom is hulle hier? Hulle is nie voorstel om hier te wees nie. Mense wat voëls kyk sal vir jou getuig as hulle nuwe voël sien of 'n sekere rariteit. Dan raak hy opgewonde en hy deel dit met ander en jy wil nou weet hoekom het die voël nou in Bloemfontein, hoekom het die Madagaskar koekoeke in Soedoring ingekom byvoorbeeld en so aan. So die hoofrede vir die suikervoëls se afbeweeg in die dorp was om wetend dat oor die blomtyd van die proteas. En toe ek my projek begin het destyds, het ek 20 protea bome, ek was nog voor ek by die museum begin het ek 20 protea bome op 'n site op die Longtompas Pareplaats, het ek gemerk met 'n tag en 'n plaatjie, en dan het ek by nommer 1 al sy blomme wat oop is getel, en al die blomme wat in knopfase is, het ek getel. Ok, dit kan varieer tussen seisoene en jare, maar daai basiese data het vir my gewys dat die blomtyd van die proteas is meer in die somermaande, en in die wintermaande is daar minder blomme beskikbaar. Maar daar's 'n ander faktor wat ook 'n groot faktor speel, en dit is reënval, ander woorde jou droogte en hoë reënvaltye en vuur. In die geval van reënval het ek gesien met jare het daar minder suikervoëls in die dorp byvoorbeeld ingekom. Onthou hierdie projek die ringprojek draai van 1987 tot vandag. Alhoewel ek nie meer vandag nog in Leidenburg voëls ring nie. Die ouens van Pretoria Birdclub in Pretoria het half my projek geërf, want die eienaars van die plaas waar ons gewerk het, is vandag 'n site wat tot vandag hulle gemonitor word. So, en dan kry jy jare wat in 'n hoë reënval is, en dan minder voëls in die dorp gekom. En dan 'n jaar en dan selfs in die berghabitatte, het ek gekry, as dit nou weer droër is, dan kry ek hulle nie op sites in die berg nie, dan moet ek hulle gaan soek op ander sites. En vuur het 'n groot faktor gespeel, want in jou Drakensberg, die silwer protea as dit jou protea boom nou my hand is, en hieronder is die grasveld. As jou grasveld lank is, en 'n vuur kom deur, dan brand die hele boom dood. Ek noem dit 'n kroondakbrand. So die hele boom brand dood. Daai boom het nie hergroei soos die Wes-Kaapse proteas, of soos die gewone suikerbos, wat jy in die Oos-Vrystaat in die Hoëveld ook kry nie. En hulle het kry hergroei na die brand. So die silwer protea se hergroei is sy saadbank eventually. So wat nou moet gebeur, die regte scenario is, jou gras moet kort wees, so of dit word kort gewy deur beeste, of deur wild, of jy moet jou brandseisoen is gewoonlik veronderstel om hierdie tyd gewees, wanneer jou vuur nie so intens is nie. As jou gras kort is, dan brand die vuur, maar die boom brand net onderlangs. So jou boonste koring dan oorleef die vuur. En met my studie met die geringde voëls, het ek gekry voëls wat van 'n ongebrande site gering het, en toe brand die site, toe ring ek op 'n ander plek, toe vang ek van die voëls, Engels noem hulle dit post-fire dispersal. So ons weet ook, die suikervoëls byvoorbeeld, het nie net oor die blomtyd van die proteas dorp toe gevlieg nie, maar hulle het ook wegbeweeg as gevolg van die brande. Ek bedoel, as ek jou kos gaan wegvat, dan gaan jy op 'n ander plek moet gaan kos soek. So dit is basies waarop dit neerkom. So nou het die bome heeltemal doodgebrand, en dan beweeg hulle na die volgende kolletjie proteas wat daar in die berg is. En dis hoekom, as jy weer Giant's Castle toe gaan, of enige Drakensberg park toe gaan, Sanipas uitgaan, en daai sal jy sien die silwer proteas staan in sulke bande teen die berg,
groepies, dan kry jy miskien hier en daar 'n digterplaat van hulle en so aan. So ja, dit was die oorwegende doel van die projek, maar soos jy kan agterkom, die hele projek het gesnowball en die bewaring aspek het ook daar uitgekom. Want ons weet nou vandag met die Atlas data is daar 'n populasie area waar hulle nie vandag voorkom tussen die voëls van die Vrystaat. In die Vrystaat kry hulle net by Golden Gate en die Kwakwa Park deel en by Harry Smith. En dan as jy opgaan Vrede Memel toe, is hulle afwesig. En dan eers as jy by Wakkerstroom opbeweeg en Natal se kant toe gaan as hulle kry en dan meer in Mpumalanga en daai. So hulle habitat is hulle groot bepalende faktor. En nou moet ek vra, met al die navorsing wat julle doen, gebruik julle ook ooit baie sosiale media vir dit? Vandag is sosiale media ons tegnologie en hulp. Ek onthou destyds met my suikervoël projek, as ek aan dink daai tyd, en dan moes ek 'n koerantberig in die plaaslike koerant geskryf het en gesê het, as jy op plaas proteas het, laat weet my, ek wil kom kyk, ek wil suikervoëls kom ring. En ek het 'n goeie voorbeeld oor my suikervoël projek byvoorbeeld, want ek het 'n nuwe projek begin oor die isoleerde populasies wat jy by by Soutpansberg kry, want van die suikervoëls het 'n paar klein isoleerde populasies. Die een is by Soutpansberg en die ander ene is by die Waterberge by Marakele Nasionale Park. En natuurlik met ons werk post ons stories oor ons veldwerk en projekte, want dan lewer die mense kommentaar en alles, en die ou sal byvoorbeeld sê, ek het op my plaas suikervoëls gesien en dit en so, en 'n ouetjie by Soutpansberg kontak my en sê ek moet kom kyk ek moet hom kontak maak, daar's 'n site by Soutpansberg waar rooibos suikervoëls ook voorkom. My Limpopo suikervoël projek se hoofdoel was om bloedsampels van die voëls te versamel vir kollegas van Universiteit van Pretoria se DNA projek, en was ideale geleentheid, maar wat hy nie vir my gesê het van Soutpansberg nie, ek moes seker 'n hele paar kilometer teen die berg uitloop. Jy kan nie alleen loop, jy minstens 3 persone wees, want een moet die pale dra, een moet die rugsak met die nette dra of iets, en dan moet jy nog jou proviant opdra, want dit is te ver om tot bo te kom, dan moet jy weer afstap, en dan vat dit jou seker 'n halfuur om op en af te loop. Maar ek het so 2 of 3 trips Soutpansberg toe gehad, en ek het daar op die plateau, het ek toe van die Soutpansberg se suikervoëls gering, wat ek ook die nodige data kom kry. Ja, so sosiale media vandag is jou hulp. As ek nou wil 'n projek wil doen, of ek wil soek inligting, ek soek ek doen 'n sosiale media post, en ek post 'n foto van 'n sekretarisvoël met 'n nes met kuikens, en ek sê dit raak winter, is tyd vir sekretarisvoëlneste. As jy op jou plaas sekretarisvoël het, of jy vermoed dat 'n nes, laat weet my. En dan op daai manier dan kan die ouens my kontak. So ek dink nee, vandag se tegnologie is definitief tot ons voordeel. Ek dink ook dit is baie lekkerder om nou met die tegnologie as in die ou tyd waar mense het gebid het en gehoop en mense sien iets. Nee, absoluut. Om daarbey aan te las. In die ou dae, ek onthou toe ek begin voëls kyk het, daar was nie die voëltypes het eers begin in 1982 se koers. So die voëlboeke, ek onthou ek moes raai wat se voël is hierdie en wat ek hoor. So as ek 'n voël hoor, dan moes ek hom fisies sien voor ek hom kan identifiseer. Vandag met die voël sogenaamde apps wat jy op jou foon kry, Sasol, Roberts, Fancy Peacocks, 5-inch, kan jy net die voël soek op 'n manier en jy voorroep speel en sê okay, dit was daai voël. So sosiale media en tegnologie van vandag
help definitief baie om 'n spesies te identifiseer of ek het jou vroeër gewys daai Merlin Bird ID. Jy neem 'n foto van die voël waar ons jare terug gesukkel het om die ding te identifiseer. Ouens het altyd vir my gesê die voël is nie in die boek nie, want dit is 'n onvolwasse voël en hulle het in die fotoboeke altyd net die mannetjie of die wyfie gehad en nie 'n foto van die jong voël nie. So nou kan jy Merlin Bird ID se app kan jy die voël oopmaak en die app sê vir jou wat 'n spesies is dit en dan so met jou identifikasie kan help. Ja, ek dink mense speel so lekker daarmee, veral as jy nou net dit nou, interessante vraag, as iemand nou sit, ons het nou 'n skoolkind wat hier sit en verskriklik belangstel in voëls, watse roete sal 'n mens aanbeveel hulle moet vat om tot by ornitologie te kom? Wat sal hulle moet gaan swat eerste en Okay, die veld is baie wyd vandag. Ek bedoel, die een been is jy na skool, jy gaan swat dierkunde of iets in daai lyn of jy doen jou M en jy doen jou honneurs om jou M of selfs jou doktersgraad om jou M te doen as jy gelukkig is en jy kry 'n pos by die universiteit en dan kan jy nog steeds voelkundige projekte doen. Daar's baie voelkundiges in Suid-Afrika vandag wat nog steeds klas gee vir studente, maar hulle doen hulle projekte, is voelnavorsingsprojekte. Natuurbewaringsvoelkundiges doen baie moniteringprojekte vandag van skaars voëls, maar hulle doen ook baie projekte van wetlike goeders. Ander woorde, ouens wat impakstudies doen, hulle doen aansoek doen vir permitte, ek doen aansoek vir 'n versamelpermit of ek doen aansoek vir 'n voëlberinging permit en dan moet my permit goedkeur. As ek sê ek wil 'n klipkoester ring, dan moet hy eers kyk, okay, hierdie is 'n red data spesie, hoeveel gaan die ring? Dan kan hy vir my sê ek mag net 1 of 2 ring of ek mag hulle nie versamel nie in daai geval. Maar gelukkig het dan het jy jou konsultante. So universiteite doen ook die Engelse woord Conservation Biology courses. Universiteit van Kaapstad het een, Universiteit van Vrystaat het een. So jy doen daai kursusse, dan kan jy 'n voëlkonsultant word. Dan kan jy 'n konsultant word waar daar ontwikkeling moet gedoen word vir windplase, solarplase, enige ontwikkeling in Suid-Afrika wat gedoen moet word, moet daar 'n impakstudie gedoen word. As jy dam wil ontwikkel, dan moet daar 'n impakstudie in daai area gedoen word. Jy kan nie sommer net 'n dam gaan bou en klaar nie. En so die veld is groot vir konsultante. Jy kan natuurbewaring diploma gaan doen en jou so opwerk om daai rigting te doen. Maar gelukkig vir die ou wat nou nie nagraadse studies kan of ek sal nie sê wil doen nie, maar nie geleenthede het nie. Ekotourisme is vandag groot in aanvraag. BirdLife Suid-Afrika byvoorbeeld doen kursusse vir hulle leer bird guides. So jy gaan daar na 'n woud toe in Limpopo en die voëlgids sal jou vat om hierdie skaars voëls te sien, of hy sal jou vat om die Knysna papegaai te sien of die Knysna lories. So jy betaal hom 'n fooi op daai manier doen daai ou sy inkomste, maar daai ou moet eers 'n kursus doen en by toerisme moet hy natuurlik geakkrediteer wees. Jy kan nie net sommer hierdie mense wat in die wildtuin met hulle 4x4 karretjies rondry. As jy so 'n toer doen, jy kan nie net sommer vandag besluit ek gaan dit doen om geld te maak nie. Jy moet daai kursusse doen en daai tipe goed doen. En dit is wat baie jong mense vandag doen in die voeltjie-industrie. Hulle gaan dood eenvoudig en hulle doen daai kursusse. Hulle doen hierdie toere, jy het seker al gesien, birding ecotours, daar's 'n ou in Beaufort Wes wat voeltoere doen. So jy kry 'n paar gaste, jy vat hom in 'n voeltoer in Namibië en Botswana en so vir 2 weke of Mosambiek toe, as 'n ou in Pretoria wat voeltjie toere doen in Mosambiek,
So jy betaal 'n paar rand en jy gaan saam met hom, en wat lekker is, hy wys vir jou die voëls uit. En so ja, nee, vandag is daar baie opsies as jy in die voeltjie rigting belangstel, of jy doen 'n professionele werk soos ek, 'n museumvoelkundige by 'n museum, of by natuurbewaring of universiteit om klas te gee. En enige motiveringsraad vir iemand wat besig is op die oomblik om ornitologie te studeer, of dit nou navorsing is of enige motivering? Kyk, as jou belangstelling voëls is, en jy het daai belangstelling, en jy doen daai ander ekstra goedjies, soos wat ek doen, voëlberinging, en jy ken jou voëls, dan help dit jou. En byvoorbeeld die student by universiteit wat 'n beringingprojek wil doen op 'n voël, so jy moet 'n ringpermit hê om voëls te ring. So dan kan hy dit self doen. Hy is nie afhanklik van iemand anders om die voëls te vang vir sy studie nie. So al wat ek sal sê is, byt vas, moenie dat iemand jou passie onderdruk nie, doen wat vir jou lekker is, doen wat jy graag wil doen, en aan die einde van die dag dan sal jy jou vrugte pluk. OK, en nou is dit tyd vir sameswering teorie. Maar kry die hoed uit. Ja, Die lekker hoed. Ja. OK, ek het nogal gedink aan die sameswering. Die mense weet natuurlik dat voëls en reptiele stam af van dinosourusse, en dat die mense in die voeltjie gemeenskap, as 'n diewe spesies is, hardloop hulle om die voël te sien en alles. So as daar môre of oormôre snaakse ding rondvlieg, kan dit dalk die Hodgson wees van Suid-Amerika, 'n woudspesies wat baie weird lyk. Hy lyk soos 'n lang ster, hy het 'n dikkerige snavel, hy het dik pote, vlerke kort, hy het snaakse vere, en hulle, kyk, voëls het ge-evolve van dinosourusse in daai, en vleiende reptiele. So moet nou nie verbaas wees as jy dalk 'n prehistoriese voël iewers sien rondhardloop of rondvlieg in 'n boom nie. Yes, baie dankie. Ek sien so uit, ons moet iewers weer 'n episode maak. Maar baie dankie vir al die tyd en al die moeite. Ek sien so uit, baie dankie julle. Nee, baie dankie vir die geleentheid. Ek dink dit is, ons het nou sommer vandag promosie ook gedoen, so volgende week, wanneer ek gaan uitkom, gaan almal my bel, en sê, wil jy nie my gaan voëls wys nie? En gaan besoek asseblief die museum. En natuurlik die Nasionale Museum, vir die geleenthede wat ek oor die jare gehad het. En so aan, so ja. Maar ja, nee, ek sal graag weer 'n besoek wil bring, dan kan ons 'n bietjie oor 'n ander onderwerp praat. Baie julle, sien julle volgende week.